in 2 Timoteus 2 vers 20. So onthou net al die 2's. 2 Timoteus 2 vers 20. Gebruik Paulus weer die mooiste beeldspraak en simboliek as hy vir Timoteus skryf. Hy vertel vir hom die volgende, dis half 'n kort storieetjie. Hy sê in 'n huis kry jy sekere goed wat van hout en klei gemaak is. En dan kry jy sekere goed in 'n huis wat van goud en silwer gemaak is. Nou die hout en die kleigoed wys op dis tydelik, dis breekbaar. Paulus se mooi woorde wat hy gebruik, dit is goed vir alledaagse gebruik. Dan die goed nou wat van silwer gemaak is en van goud gemaak is, dit is nou spesiale goed en dit is nie breekbaar nie en dit is forever. Dit is letterlik vir ewig en Paulus noem dit is instrumente vir besondere gebruik. Nou hy deel hierdie beeld met Timoteus en uiteraard ook met jou en met my om ons uit te daag. Hy daag ons uit. Hy sê, weet jy wat? Jy moet kies. Jy moet besluit watter instrument wil jy wees. Wil jy 'n instrument van hout en klei wees, een vir alledaagse gebruik, of wil jy 'n instrument wees vir spesiale, vir besondere gebruik, die instrument van goud en silwer? En dan sê hy, wat is die kwalifikasie? As jy kies om 'n instrument vir besondere gebruik te wees, dan moet jy jou van die kwaad reinig. Met ander woorde, 'n rein lewe lei. Mense, en ons weet, in vandag se tyd is dit nie so maklik nie. Dis makliker gesê as gedaan. Ons leef in 'n dekadente wêreld. Ons leef in 'n geseksualiseerde wêreld, 'n gewelddadige wêreld. Om 'n rein lewe te lei in vandag se lewe is 'n geweldige uitdaging. Maar dis die uitdaging wat Paulus vir ons gee. Hier's die gewone goedjies in 'n huis, hier's die spesiale goed in 'n huis. Kies, wat wil jy wees? En ek hoop dat in jou hart jy saam met my kies, dat jy wil ook 'n instrument wees vir besondere gebruik. Ek wil 'n rein lewe lei. Ek kies vir 'n rein lewe. Ek reinig my van die kwaad om 'n instrument vir spesiale gebruik te wees. Let's go for it. Kom ons doen dit. Kom ons wees instrumente vir besondere gebruik.